Weet jy dat daar's moontlik, iemand daar by jou werk, iemand daar in jou familie, wat se ewigheid afhanklik is van die feit dat jy die evangelie vir hulle gaan gee. Volgende begin met die woord en wie van julle kry kort hierdie oproepe wat jy nie die nommer herken nie. En dan leer ons hulle, ons ignoreer hulle al, of ons het al fancy apps wat jy sê, hier is spam, of wie is dit wat bel, hulle het al so slim geraak, hulle bel elke keer op 'n ander nommer. Ek het nou reg met een van die ouens gesit en gesels, en dink ek, hy's 'n baie nice ou, maar ek wil hom amper iets aandoen. Want hy sê, hy het die sisteem ontwerp vir een van hierdie maatskappye, wat as hulle mense, hierdie ouens wat op die telefone bel, as hulle bel, het hulle 'n sisteem ontwerp wat dit elke keer van 'n ander nommer af bel. So dan kan jy hom nie meer blok nie. Dis ek, jy is die fool wat dit van ontwerp het, want ons ignoreer hierdie oproepe, as jy weet, is van die bank af, of is van hierdie, weet hy, en ek het al gedink, soms is hulle my bel oor versekering, en sê ek, wel, ek is ook in versekering, het jy versekering op jou ewige lewe, kom ons praat net eers oor daaroor, verstaan jy, kom ons hoor net eers, of het jy versekering, ek het eendag, het ons by 'n plek, een van my vriende, ons het 'n nuwe voertuig, en ons dogter net vir die lekker, kom ons gaan toets bestuur het, en nou soos dit ons maar gaan, weet die verkoopsman begin naderhand uitvra, nou wat doen julle vir 'n lewe? En my vriend, ek dink hy snaaks, hy sê vir jou, nee, ek is in versekering. En nou naderhand vra hom later, en sê, wat se versekering? Maar ek moet sê, die verkoopsman was ook 'n jong ouetjie, en ek weet nie, hy het probeer indruk skep, want hy het byvoeglike naamwoorde gebruik, wat nie sin maak nie, maar ek weet nie, ek dink hulle probeer beïndruk skep of iets sê, want dit is 'n taal wat ek nie noodwendig praat en verstaan nie, miskien baie keer as dit glip as jy baie kwaad word, nee, maar so hy het hierdie tale gepraat wat nie Bybelse tale is nie. En toe hy nou vra hom in wat se versekering, toe sê hy nee, hy's in ewigheidsversekering, hy's 'n pastoor. Skielik verander sy taalgebruik heeltemal toe hy nou dit hoor. So maar kom ons sê vanoggend jy kry 'n oproep. En as jou bankbestuurder om te sê, weet jy, ek het vir jou goeie nuus, want ons verwag nie altyd goeie nuus nie, as jou bankbestuurder jou bel nie. Ek weet nie of daar nog so 'n plek is wat jy persoonlike verhouding met jou bankbestuurder het nie, as jy baie plek is jy dalk seker op 'n goeie plek of nie, okay? En hulle sê, weet jy wat, ons wil net vir jou goeie nuus gee, iets bonatuurliks het gebeur, in hierdie week het iemand al jou skuld afgelos. Jy's skuldvry. Wie van julle sal baie dankbaar wees vir die oproep? Maar wie het dit gedoen? Wie het dit betaal? Wel, ons moet nie eintlik sê nie. Ons mag nie sê nie, maar iemand was net goed vir jou, net besluit, hulle gaan al jou skuld, jy's finansiëel, jy's vry. Jy het geen skuld op jou naam nie. En jy gaan natuurlik wel uitvind wie dit vir my gedoen, want ek gaan baie dankbaar wees oor die persoon wat dit gedoen het, of die persone wat dit gedoen het. En dan sê vir jou, nee, dit is baie goed. Jou gemeente het gedink, jy's so 'n goeie getroue gemeentelid, die kerk het sommer besluit, in plaas van die plek te koop, gaan hulle jou skuld aflos. Gaan jy lief wees vir jou kerk? Gaan jy opgewonde wees oor wie jou kerk is? Nou, moet nie hierdie oproep verwag nie, hier is net 'n voorbeeld, okay? Want is ons almal nie honger vir vryheid nie. So iemand wat vanoggend honger is vir vryheid? Is dit nie ons as mense, een van ons grootste begeertes in die lewe is absolute vryheid nie. Om net jou vlerke te kan sprei en te kan vlieg na hoër hoogte sonder enige las op jou skouers, enige juk wat jy dra, is dit nie tog ons almal se grootste begeerte nie. En vanoggend wil ek jou herinner, daar is 'n plek vir my en jou om te leef. 'n Plek van vryheid. 'n Plek wat God sy seun gestuur het vir 'n rede. En ek wil vanoggend weer met jou praat oor die konsep, die dinamika van die evangelie van Jesus Christus. Die spulpunt, die middelpunt van ons geloof is die evangelie van Jesus Christus. Ek het eendag by 'n skool gaan bedien, 'n klomp jare terug toe ek by skool betrokke was, het ek een oggend, en ek vra die tieners die volgende vraag, ek sê, wie kan vir my verduidelik
Wat is die evangelie van Jesus Christus? En ek sal nooit vergeet nie, ek het gewoonlik die vryheid gehad om die tieners te bedien, en daai oggend, toe sou, weet wat, daar was nie ander onderwysers sommer by of so iets, so jy kon lekker bedien en 'n vryheid bedien, maar ek onthou nog, die hele spesifieke oggend het een van die menere daar gesit, wat 'n hoë pos gehad het in die skool, en ek weet, hy was 'n ouderling by 'n spesifieke gemeente, en ek wil die oggend bietjie met die tieners praat oor kerk, en wat is kerk, en waar gaan kerk, en ek vra die vraag vir die tieners, ek sê, wie wil dit waag, om my te kom vertel en te verduidelik, wat is die evangelie van Jesus Christus? En daar was so 3 of 4 brawe tieners, wat opgestaan het, en dit probeer verduidelik het, maar ek kom agter, hulle is clueless. En ek begin met hulle gesels, oor wat is die evangelie, soos ek vanoggend met jou gaan gesels, en wil gesels, oor die evangelie, en ek sit na die tyd, in die personeelkamer, en hierdie meneer, wat nou die ouderling is, kom sit langs my en ek nog, hier kom het. Want ek het so bietjie die kerk eintlik bietjie meer aangespreek die oggend. Want die tieners, ons jong mense weet nie wat die evangelie is nie. En hy kom sit langs my en nou verwag ek hier nou intense gesprek. En terwyl hy langs my sit, hy sê, weet jy, ek wil vandag vir jou sê, toe jy die vraag vra, toe is ek ook clueless. As 'n ouderling in my gemeente, wat is die evangelie van Jesus Christus? En ek het so verligting van, en ek besef dat ons kan so maklik die punt mis van ons geloof. Want die punt van ons geloof, die middelpunt van ons geloof is die evangelie van Jesus Christus. Jesus het aarde toe gekom vir 'n baie groot doel. Wat was sy grootste taak waarmee hy besig was terwyl hy op aarde was? Almal sal sê nie, hy het gelykenisse, stories vertel, almal sal sê, baie sal sê, wel, hy het mense gesond gemaak, dooie is opgewek, blindes laat sien, dowes laat hoor, dis wat hy kom doen het. Maar die woord gee vir ons in Markus 16 vers 15 die opdrag, en dis vir ons as kerk wat dit nagelaat is, en dis eintlik in dieselfde konteks as wat Matteus 28 geskryf het, is net Markus se aanhaling wat Jesus gesê het, net voor hy opgevaar het, en onthou, net voordat hy opgevaar het, het hy ons as kerk gestuur met 'n missie. Dis hoekom ons kerk is, want ons is deel van 'n stuur, ons is deel van 'n missie, ons is deel van 'n opdrag. Hierdie was nie 'n groot voorstel wat Jesus gebring het en sê, weet julle wat, ek dink terwyl ek tel hom om te kom, terwyl ek nog vir julle plek gaan voorberei, ek het dalk 'n paar voorstelle vir julle as kerk, as ek nie is nie, miskien kan julle dalk julle self besig hou met, die woord van God is nie geskryf in voorstelle nie, die woord van God is geskryf in opdragte. Wanneer ek en jy Jesus aanvaar as ons verlosser en saligmaker en as Here van ons lewe, beteken dit, as hy die Here van my lewe is, 'n diensnag doen wat die Here sê hy moet doen. Dan is daar 'n opdrag waaronder ek en jy onsself plaas as ons Jesus aanvaar as die Here van ons lewe, en hier is die opdrag. Hy sê, en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Nou vers 16, en hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. So wat moet hulle glo? Gaan verkondig wat? Hierdie evangelie. Gaan verkondig hierdie evangelie, en die wat glo en hom laat doop, dis die reaksie, is interessant as jy in Handelinge gaan kyk, op 'n stadium, ek dink dit was Nikodemus wat die evangelie verkondig het, die woord sê, nêrens dat hy die doop vir hom verduidelik nie, hy het die evangelie aan hom verkondig uit Jesaja uit, dis die man wat op die wa gery het, en hy sê, en terwyl hy nog besig was om die evangelie aan hom te verkondig, toe vra die man, hy sê, toe ry hulle verby water, hy sê, daar is water, wat verhinder my om gedoop te word. So dis baie duidelik dat die evangelie te paard gaan en gemeng is met die opdrag van die doop. Ons weet ook in Matteus 28 sê, gaan maak disippels, leer hulle en doop hulle. Wat moet hulle geleer word? Hulle moet die evangelie geleer word. Wat is die evangelie? Wat is die evangelie vanoggend vir jou? Wat is dit vir my? Wat is dit vir ons? Want dis die dinamika van die kerk. Die kerk se krag is gebaseer op die evangelie van Jesus Christus. Matteus 9 vers 35, hy sê, Jesus het by al die stede en dorpe rondgegaan, en in hulle sinagoges geleer
en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwal onder die volk genees. So hy het eers die evangelie verkondig en dan het hy die genesing gedoen. Maar weet jy, Matteus 24 vers 14 en ons het daaroor gepraat in ons reeks van gereedheid oor die eindtyd en almal vra wanneer gaan wat gebeur en die tekens wat ons sien en al die belewennisse wat ons het, is die eindtyd naby en wanneer gaan ons weet as dit naby is en daar's een teken wat nog nie in vervulling gekom het nie van al die tekens wat genoem is in Matteus 24 en dis in vers 14 en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies en dan sal die einde kom. Die evangelie. Dus die vraag is, kyk, dit klink nou na 'n woord wat ons nie gereeld gebruik en gereeld in ons gesprekke het nie, die woord evangelie, die Engelse woord is natuurlik gospel, the gospel of Jesus Christ. Wat is hierdie evangelie? En as ons die opdrag het om hierdie evangelie te gaan verkondig, moet ons weet dat die Here is ernstig oor die evangelie en ek en jy moet verstaan en ons moet duidelik verstaan wat is hierdie evangelie. Want ons het nodig om die evangelie van Jesus Christus te ken. En ek het net gaan sit en dink en sê, Here, maar hoekom is dit vir mense soms moeilik om die evangelie te verstaan, nommer 1, of werklik te ontvang en aan te neem en deel van hulle lewe te maak? Watse hindernisse kan daar dalk wees in mense se lewens wat 'n blokkade is vir die aanneming en die aanvaarding van die evangelie van Jesus Christus? So vanoggend praat ons oor regtig die fondasie, die basiese. Nou, die Bybel is geskryf en uit verskillende boeke en uit 'n klompie boeke en ons weet, ons is deel van die Nuwe Testamentiese kerk en as ons kyk na die Nuwe Testament, waar het die Nuwe Testament begin? Die Nuwe Testament het begin eintlik in Handelinge. In die boek van Handelinge, dis die Nuwe Testamentiese kerk. Nou, ons weet, almal weet, die Nuwe Testament, as jy nou gaan na die Bybel toe, begin die Nuwe Testament by Matteus, en dan is dit Markus en Lukas en Johannes. Ons noem daardie 4 boeke juis die evangelies. Die stories van Jesus Christus. 4 manne wat vir ons, ek dink mense noem dit 'n biografie, iemand se lewe, geskryf het van Jesus se lewe. Hulle het hom dopgehou, hulle het vir hom gekyk en hulle het aantekeninge gemaak deur die tyd en hulle het éventueel vir ons die boeke geskryf van die evangelies van Jesus Christus. En die evangelies is uit 4 oogpunte geskryf van 4 verskillende individue wat Jesus dopgehou het. So ons ken dit as die evangelies van Jesus Christus. Maar ek wil dit vanoggend net kom makliker maak, want die vraag is, moet jy nou Matteus, Markus, Lukas en Johannes uit jou kop uit ken om hierdie opdrag te kan uitvoer? Maar dit is altyd lekker boeke om te lees. Ek love it as ek tyd in die woord spandeer, dan weet die Engelse Bybel sê Jesus se woorde in rooi. So is altyd vir my lekker om net rooi woorde te gaan soek, want ek weet altyd nie dat die res nie sy direkte woorde is nie, maar hierdie is direkte aanhalings wat hy self gesê het, wat hulle neergepen het. Maar die evangelies is vir ons gegee sodat ons Jesus kan leer ken. Sy storie, sy lewe, hoe hy vir ons 'n voorbeeld gestel het, want dis hoekom hy gekom het. Om vir ons 'n voorbeeld te stel van wat dit is, want Jesus is die enigste persoon wat sondeloos geleef het. Wat is 'n sondelose lewe? Is om eerstens nie te doen wat verkeerd is nie, maar ook om te doen wat reg is. Want onthou, daar is die 2 dimensies van sonde. Is om iets te gaan doen wat jy nie veronderstel is om te doen nie, of ook om nie iets te doen nie wat jy veronderstel is om te doen. As jy nie in gehoorsaamheid optree nie, en Jesus was die perfekte voorbeeld. Wat ek en jy as voorbeeld het om te volg, om te sê, maar dis hoe ons in die wil van die Vader leef. Dis hoe ons die Vader gaan behaag. Ek het dit nou genoem in die tuin van Getsemane. Was hy uitgedaag in sy vleesmens. Onthou, hy was 100% God, maar hy was ook 100% vleesmens. So hy het die emosies beleef wat ons beleef het. Hy het die pyn beleef wat ons as mens beleef. Hebreërs sê ons het 'n hoëpriester in Jesus Christus wat medelee het met ons uitdagings, want hy was presies net soos ek en jy as mens in ons menswees versoek, was Jesus ook versoek in sy tyd hier op aarde, want hy was ook vleesmens gewees.
En in daai plek, in die tuin van Getsemane, het Jesus soveel angs beleef in sy menswees, in sy vleesdimensie, dat hy soveel angs beleef het, dat hy letterlik bloed begin sweet het. Dus die uitdaging vir hom gestaan het, want hy het presies geweet, in sy goddelikheid het hy presies geweet wat kom, want in sy goddelikheid is hy nie gekoppel aan tyd nie, was hy al reeds in sy kruisiging. Dis wie God is, hy is nie vasgevang in tyd nie. So het hy presies geweet, en die vlees het gemanifesteer in angs, met die wete wat vir hom wag, wat vir hom kom, dat hy letterlik bloed begin sweet het, en daarom het Jesus, en ek dink in sy oomblikse van sy grootste uitdaging, noem het 'n swakheid in sy vlees, wat hy vir die Vader sê, Vader, laat hierdie beker eerder by my verbygaan. Dus hoe hy net so mens was soos ek en jy. Maar gelukkig het die gebed nie daar geëindig nie. Nogtans, nie my wil nie. Nogtans, Here, gaan ek nie ingee vir die vlees nie. Nogtans gaan ek nie toelaat dat die vlees en sy emosies, sy angste heers in hierdie situasie nie. Ek gaan nogtans my onderwerp aan u volkome wil, al kos dit 'n dood aan die kruis, gaan ek myself onderwerp aan dit. Dis die voorbeeld wat Jesus vir ons kom stel het. So, hierdie evangelie van Jesus Christus, hoekom dink ons, en hoekom is dit vir mense moeilik om dit te aanvaar? Want as ons regtig besef wat die evangelie is daar nie logika dat iemand nie dit wil aanvaar nie. So die eerste rede wat ek hier net wil mee deurkom, en dit klink al, ek wil nie woord stupid gebruik, maar ek kan dit seker nie van die kansel af gebruik. Dit klink half dom. Maar mense wil nie die evangelie aanvaar nie, want dit is goeie nuus. Ons is so in 'n wêreld vasgevang van negativiteit, van slegte nuus. Die media daar buite weet dat hulle kry reaksie nie uit goeie nuus nie. Hulle kry nie dieselfde reaksie nie. Ja, daar's bietjie reaksie as ons almal bly is vir iets wat goed wat gebeur het. Maar daar's sensasie in negativiteit. En ons is so amper gebreinspoel dat ons verwag net die slegste. En ons is so gewoond in die slegste nuus. Ek meen, as jy die radio aansit, as die nuus aangaan, dan hoor jy net wie het nou weer wat se geld gesteel en wie het nou wat se goed weer gedoen. En ons hoor net die slegte goed wat in die lewe aangaan. En ons almal se gesprekke rondom die braaivleisvure en wat ons bymekaar is, praat ons oor, as ons eerlik is, die slegte nuus. Hoeveel van julle het oor hierdie naweek iewers 'n gesprek gehad oor goeie nuus? Ek dink almal, nou moet ek probeer gaan onthou, wanneer laas het ek goeie nuus gehoor of vertel? Sien julle waar ons is? Is ek in 'n ander wêreld as wat julle is? En dis, hier is die uitdaging, kerk, weet jy dat jou brein, jou verstand, kan so geprogrammeer word, dat negativiteit sy gemaksone raak. Gaan vra die sielkundiges, jou brein is verskriklik intelligent, maar interessant. Hy kan so geprogrammeer word uit omstandighede en uit situasies en alles wat jy beleef het, dat jou slegte situasie jou gemaksone raak. Ons het dit al beleef, dat 'n vrou wat in 'n slegte huwelik is, wat dalk mishandel was in die huwelik, dan red die Here 'n man se lewe, en hy kom tot bekering, en hy is liefde van hom vanself. Dan skei sy van hom, want sy kan nie daarmee saamleef nie. Want vir jare was haar brein geprogrammeer, hierdie is jou normaal, hierdie is jou gemaksone. En die evangelie van Jesus Christus, die woord evangelie, is die Griekse woord, Eugalion, as ek hom reg uitspreek. Dit beteken a good message, to announce good news. En ek dink die wêreld sukkel om die konsep van die evangelie te verstaan en aan te neem, want dit is te goed. Dus, ons almal het al gesê, dit is te goed om waar te wees. En as hulle sê, as dit te goed om waar te wees, moet dit dan nie glo nie. Hallo? Dis hoekom mense sukkel om die evangelie te glo. It's too good to be true. Het iemand my skuld vir my betaal? Okay, is dit Wackhead Simpson, wat sê die ou wat die oproepe maak? Nee, dis wat ons sê. Oor die ou, luister, ek is nou nie tyd vir hierdie grappies nie. Dis te goed om waar te wees. En jy gaan dit nie wil aanvaar nie, want dit is te goeie nuus.
En hier is die uitdaging van die evangelie van Jesus Christus. Dis goeie nuus, kerk. Ek en jy het die evangelie van Jesus Christus ontvang. Dis wat ons moet gaan versprei. God het nie sy seun in die wêreld gestuur dat die wêreld deur hom veroordeel kan word. Onthou julle Johannes 3 vers 16 ken ons baie goed, maar vers 17 sê hy het sy seun gestuur sodat die wêreld deur hom gered kan word, nie veroordeel kan word nie. That's good news. O nee, maar en mense vra my baie keer die vraag as ons 'n doopdiens het of hulle gedoop wil word, ja, maar moet ek nie eers my lewe regkry voor ek gedoop word nie? Dan sal ons almal nog steeds gewag het. Want dan sê jy voel ek was reg en ek was perfek en ek kon, want die doop gaan nie vir die doop is juist vir onperfekte mense. Wat perfek word in Christus. Dis die goeie nuus. So eerste plek, die rede hoekom hulle dit nie aanvaar nie, dis goeie nuus. Kan ek en jy nog goeie nuus aanvaar? Het ons nog 'n blye boodskap van die evangelie van Jesus Christus wat mense weer opgewonde kan maak om te sê, wow, dis goeie nuus. En hierdie goeie nuus kan jy deel van jou lewe maak. Dit kos jou niks. Wat wil jy vir my sê dis nog verniet ook? Daar's niks wat ek moet doen nie. Nee, dan is dit heeltemal te goed om waar te wees. Ek kan dit mos nie aanvaar nie. Dan moet mos 'n prys wees om te betaal hiervoor. Want ons almal word groot en ons word so gebreinspoel wat die hele lewe gaan oor verdienste. Verstaan julle die uitdaging? Volgende, die blokkasie in ons gedagtewêreld. Die volgende punt wat ek wil maak is, mense wil nie die evangelie aanvaar nie, of daar sommiges wat die evangelie aanvaar het, maar ek wil die Engelse term gebruik, iets twisted. Dis verward. Dis die mekaar, want dis asof hulle hierdie dinamika wil regverdig deur dit ingewikkeld te maak. En volgens dink ek een van die redes hoekom mense nie die evangelie wil aanvaar nie, want dit is te eenvoudig verstaanbaar. Nee, maar dit kan nie al wees nie. Dit kan nie net dit wees nie. Wat, het iemand vir my gesterf, die prys betaal en ek is vry omdat ek in hom glo? Is dit net dit? Nee, dan moet nog iets wees by dit. Nee. Jy kan niks byvoeg by wat Jesus klaar gedoen het aan die kruis nie. Hy het self uitgeroep. Dit is volbring. Oor die 600 profetiese woorde wat in die Ou Testament gespreek is vervul deur een man. Dis hoekom hy uitgeroep het aan die kruis. Dit is Nee, maar weet, ons moet verstaan. Kyk, jy moet darem maar hierdie goedjie, ons moet darem maar 'n paar en ons gaan onmiddellik na ons moet dit verdien. Ek het 'n mentor in my lewe gehad wat my altyd hierdie woorde gesê het. Hy sê, Boeta, hy sê as jy gepreek het en 'n kind het verstaan, well done, dan het jy reg gepreek. Hy sê van die evangelie is vir kinders ook geskryf. Hy sê die storie van Jesus Christus. Dis nie 'n vee verhaal nie. Dis 'n waarheid, maar dis 'n verstaanbare verhaal. Wat moet ek verstaan? Ek was skuldig, hy was onskuldig, maar hy het my skuld op hom geneem, die prys betaal, en omdat ek in hom glo, is ek vrygekoop. Nee, dit kan nie al wees nie. Dis al, wat wil jy nog bysit? Wat kan ons nog bysit? Ja, maar moet ek nie elke Sondag in die kerk wees nie, moet ek nie my Bybel so lank lees, moet ek nie elke dag soveel ure bid, en ons wil oorgaan na werke. Nie dat ek dink dit is verkeerd om Bybel te lees en te bid nie, dit is verseker wonderlik en dit sal net tot voordeel van jou wees, maar die evangelie is nie gebou op voorwaardes nie. It's good news, it's done. Iemand het dit eendag so mooi verduidelik, hy sê, as jy in 'n plek was en jy was in die moeilikheid, en jy was verlore, en jy het redding nodig gehad, en dan was tussen jou en jou redding 100 tree gewees. Die goeie nuus van die evangelie sê, Jesus het 99 van die tree klaar gegee, jy moet net een gee. Aanvaar dit. And you are saved. Aanvaar wat? Aanvaar die werk wat hy gedoen het. Vir jou. Ek hou van die liedjie se woorde wat sê, I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross.
Want jy sien, dis waar dit begin. My storie met Jesus begin by die plek wat ek besef, ek kan myself nie red nie, maar ek het redding nodig. Sien, jy kan nie begin uit by Jesus as jy nie besef het jy het redding nodig nie. En dis wanneer jy besef jy het redding nodig, wat jy uitroep vir 'n redder en besef, ek kan niks doen om myself te red nie, maar hy het alles klaar gedoen vir my redding. Ek moet dit net glo. Is dit? Ja, wat wil jy nog doen? Nee, maar nee. In Korintiërs 1 vers 18, hy sê, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. So die wêreld dink is 'n dwaas storie. Want jy sien, vleeslike mense kan dit nie aanvaar nie. Want hulle wil dit ingewikkeld maak, hulle wil dit, they want to complicate it. Van julle ken complicated mense. Hulle wil alles kompliseer. Nee, dis 'n evangelie, dis 'n storie wat ons almal kan aanvaar en dis 'n storie wat ons almal kan gaan vertel. Handelinge 2 vers 46 praat hy van die Nuwe Testamentiese kerk. Hy sê dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Hulle het die kerk ingewikkeld gemaak nie. Ek sit tyd in 'n vergaderings en dan vertel hulle ouens my, sê hulle weet strukture en hoe lyk die leierskapstrukture en hoe daai strukture en hierdie strukture en ek sê vir ons luister ons, ek hoor julle planne, ek dink julle baie planne, but we want to keep it simple, want is 'n eenvoudig kerk. Ja, maar hierdie hiërargie en daai hiërargie en wie's baas en wie's klaas en die koninkryk en die evangelie van Jesus Christus is nie geroep vir baas en klaas nie. Die wat wel 'n aanstelling het, dra die verantwoordelikheid, speel nie baas nie. Ek verstaan as ouderlinge, ek verstaan as diakens, ek weet dat met leierskap wees vir die organisering van enige organisasie is dit nodig, maar nie in 'n plek van hoor ek is nou hoër as jy, ek is nou beter as jy, nee, ek het die hoofverantwoordelikheid, die leierskap in die kerk weet ook, jy is nie beter as die res van die gemeente nie, maar ek hou jou aanspreeklik vir jou verantwoordelikhede. Want jy's hier en ons is hier om te dien. Ons dien die evangelie van Jesus Christus. Ons maak dit nie ingewikkeld nie. Die volgende rede, hoekom buiten dat dit goeie nuus is en eenvoudig is, of eenvoudig verstaanbaar is die evangelie van Jesus Christus, dalk een van die volgende redes, is dis onregverdig. Dis 'n onregverdige storie. Wat is regverdig in die evangelie van Jesus? Is dit 'n regverdige storie? Dit is nie regverdig. Die evangelie, die storie van Jesus Christus is 'n onregverdige storie. Want hy was onskuldig. Ons is skuldig. Maar jy merk in jou hande en jou voete vanoggend vir jou skuld. Wie dra die merke? Hy dra die merke vir my skuld. Hulle kon hom nie skuldig verklaar nie. Maar hoe kan dit wees? Hy is onskuldig verklaar, maar hy was nog steeds bereid. Julle weet dat Jesus het homself hulle oorgegee, hulle het hom nie gevat en gekruisig nie. Hy het toegelaat dat hulle hom kruisig. Johannes sê dat hy kon 12 legioen engele opdrag gee om hom te kom red, in 'n oomblik. Die engele het gereed gestaan, as Jesus die opdrag gee, hy is die generaal van die weermag van die hemele. Hy is die Here van die leerskare van die hemele. Hy kan in 'n oomblik, dink as Johannes in sy evangelie wat dit vir ons verduidelik, kon hy die engele opdrag gee, 12 legioen van hulle om hom te kom red. Ek meen, dit vat eintlik net een engel om die aarde uit te vee. Dit is so dinamies dit is. Dis tot sy beskikking gewees, maar hy het gekies om namens my en namens jou en daardie kruis te gaan hang. Onskuldig, onregverdig. Romeine 5 vers 18, hy sê daarom dan net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het. Een misdaad praat van Adam se misdaad. Een mens het gesondig en die hele wêreld het gelei onder die sonde van Adam en Eva. Onregverdig. Hy sê so is dit ook deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gestel word. Een man se gehoorsaamheid. 2 Korintiërs 5:21 sê hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God
in hom. Nie deur ek en jy is nie geregverdig. Ek staan nie vanoggend geregverdig deur my gehoorsaamheid nie. Ek staan vanoggend geregverdig deur sy gehoorsaamheid. Dis onregverdig. Hy moes dit doen, maar ek kry die prys. Hier is die ding van, en ek hou daarvan om dit met die konsep te verduidelik. En ek dink ek het dit al baie verduidelik, en ek sal dit ook baie verduidelik, want dit is so, en ek wil hê ek sal dit oor en oor sê, want soms moet ons goed oor en oor verduidelik, tot dit vir jou 'n werklikheid word. Maar Paulus sê, hy sê, ons is meer as oorwinnaars. En dan vra ek vir mense, hoe lyk meer as oorwinnaar? Ons weet hoe lyk 'n oorwinnaar. Hulle het gewen. Kyk, die punte is op die bord, hulle het gewen, hulle is die wenspan. Of hy's eerste oor die wenstreep, so hy het gewen. Maar hoe lyk iemand wat meer as dit is? Die boksgeveg. Het die uitklop wou gegee, hy het gewen. Prysgeld is syne. Hoe weet jy wat die wonderlik is? Môre gaan shop sy vrou met die prysgeld. Sy het geen houe verduur nie, sy het geen oefening vir maande deurgegaan nie, hy het gesweet, hy het die houe verduur, hy is daar, hy stikkend van daai kruit af, en hier kom hy by die huis en sê, my vrou, ons het gewen, en sy is baie bly, my man, ek is so bly, ons het gewen. Is dit fair? Sy stap, het nou gesê, sure. Sy stap met die prysgeld en sy sit met die gevolge van die oorwinning, sonder om 'n prys sonder om 'n opoffering te maak. Dis die onregverdigheid van die evangelie van Jesus Christus. Ek en jy sit met die nagevolge van sy oorwinning. Ons leef met die prysgeld. Hy het nie nodig gehad om te oorwin nie. Hy kom van die Vader af. Maar hy was bereid om te kom om te sê, ek gaan namens jou die prys betaal, sodat jy met die gevolge kan sit van die lewe van oorvloed, want ek het gekom sodat jy lewe en dit in oorvloed kan hê. Hier sit ek en jy, onregverdig, nie een van ons kan vanoggend sê, ons verdien hierdie lewe van hoop nie, hierdie ewige lewe kan ons nie verdien nie, maar hy was gemartel, gedeurboor, onregverdiglik aan daai kruis gehang, sodat ons vandag hier kan sit met die evangelie, die goeie nuus, jy is gered, deur die evangelie van Jesus Christus. Verstaan julle hoekom mense sukkel om dit te aanvaar? Ekskuus. Om ons aandag aftrek. Hoekom mense sukkel om dit te aanvaar? Dis vir ons soms, Here, maar dis so 'n onregverdige storie. Ons hou nie van onregverdige stories nie. Alles moet mos regverdig wees, maar die onregverdigheid van Jesus is ons geregtigheid. Volgende rede, dis vir almal. Nie net verseker is nie. Daar's ongelukkig sekere leringe wat uitgaan, wat sê maar daar's 'n uitverkore klomp mense, daar's net verseker is bedoel, die evangelie is net verseker is bedoel, daar's net 'n sekere getal mense, weet hulle mis die konteks van die Bybel. Maar as ek Johannes 3 vers 16 reg lees en sê, want so lief het God hoeveel mense gehad? So lief het hy wat se nasie gehad? Die Afrikaner man, hy het mos net die Afrikaner lief. Hy het net die boerenasie lief. Of hy is net die Jode, hy het mos net, want so lief het God die Jode gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het. So lief het hy wie gehad? Die hele wêreld. Dis vir almal hierdie storie. Ons kan nie dink dis eksklusief nie. Dis, en ek weet hierdie is 'n versigtige woord, maar dis inklusief, dis vir almal. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elke een, niemand uitgesluit nie, geen voorwaardes, geen diskwalifikasies nie, elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis die spulpunt van die evangelie. Volgende rede is, want dis genade, nie verdienste nie. Ek het nou genoem, ons almal so geprogrammeer is, as jy soet was, kry jy sweet, as jy stout was, kry jy pak sla. Dis mos verdienste. As jy hard gewerk het, word jy beloon. Dis hoe verdienste werk. Werk die koninkryk van God in verdienste? Nee. Genade sê, jy ontvang dit wat jy nie verdien nie. Eintlik kom ek stel dit reg. Goedertierenheid sê, daar's twee woorde, ons praat van grace en ons praat van mercy. Dis die Engelse twee woorde. In Afrikaans is mercy goedertierenheid en genade, in Engels grace is genade. Wat is die verskil? Goedertierenheid sê jy ontvang dit wat jy nie verdien nie. As iemand vir jou geskenk gee, geskenk is iets wat jy ontvang. As jy moes 'n werkie doen sodat jy jou persent kan kry, was dit 'n persent. As jy iets moes doen of as jy 'n bedrag moes betaal vir die geskenk, is dit 'n geskenk. Onmiddellik is daar 'n vergoeding is vir dit wat jy ontvang, kanselleer dit die woord geskenk, dan is dit nie meer 'n geskenk nie.
Goedertierenheid is die geskenke wat God vir ons gee. Alle goeie gawes kom die Vader van die hemelligte. So dis goedertierenheid. Die woord sê, sy goedertierenheid is elke môre nuut. Vars. Vars kan jy uit sy genade, kan ons net ontvang, want genade sê weer, genade sê jy word kwytgeskeld van straf wat jy eintlik verdien het. Jy het iets stouts gedoen en nou verdien jy 'n pak slaag. Genade sê, jy gaan nie meer die pak slaag kry nie. Nie van julle het 'n boetie of 'n sussie gehad toe jy stout was, toe sê hulle, ek sal jou pak slaag vir jou vat nie. Het julle nie in Christenhuise groot geword? Die sulke groot Christene nie, okay. Dis genade. Die straf wat ek en jy verdien het hy op hom gevat. Ons sukkel soms, want ons is so geprogrammeer in verdienste. Die evangelie van Jesus Christus is nie gebaseer op verdienste nie. It's a gift. Dis 'n geskenk wat jy ontvang, deur dit te aanvaar, want dis wanneer 'n geskenk, jy moet ontvanklik wees vir die geskenk. Dis die evangelie van Jesus Christus. Dis reeds joune, jy moet dit net ontvang. Weet jy, veel mense het dit gehoor, maar die geskenk lê net daar op die tafel. Hoor, dis so 'n mooi geskenk, dis so 'n mooi storie, hy's so mooi toegedraai. Maar weet jy wat, as jy vir my verjaarsdagpresent moes gee laas jaar, en jy kom hierdie jaar weer by my huis, en jy sien hierdie pakkie nog steeds toegedraai, wat gaan jy dink? Dink jy ek is bly oor die geskenk? Ja, dit was mooi en mooi toegedraai, mooi strikkies, maar jy gaan teleurgesteld wees, want weet jy kom jy hom nooit oopgemaak en gebruik nie. Daai chocolates is nou al gemif, man. En hier is die ding van die evangelie. Ek dink min mense maak die pakkie oop en leef in daai dimensie van die evangelie. Die geskenk van redding wat God vir jou en vir my gegee het. En dis die rede, dink ek, wat verhoed ons, wat verhinder ons, want dis kom ek vanoggend praat, wat verhinder ons om hierdie te ontvang, of mense om dit te ontvang, want dis wat ons ook gaan verhinder om dit te gee. Want as dit nie joune is, kan jy dit nie gee nie. Is die evangelie al joune? Is dit deel van jou lewe, die goeie nuus van Jesus? Is dit deel van jou lewe? Het jy daai pakkie oopgemaak, uit die genade dit ontvang om te sê, Here, dankie, dat ek nie my straf self hoef te dra nie, maar dat dit klaar afgehandel is, van vir eens en vir altyd is hy gepynig, is hy gemartel vir die sondes van die wêreld. Dit sluit my sonde in. Weet jy, dit sluit jou sonde ook in? Die prys is betaal. Dis deur genade en nie verdienste nie. Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle gered deur die geloof. En nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, 'n geskenk van God. Die evangelie is kragtig. Hierdie evangelie, hierdie storie is 'n kragtige storie. Dis nie 'n veeverhaal en 'n mooi storie, ag, en 'n orestreel storie nie. Dis 'n kragtige storie. Dis 'n storie wat jou lewe impakteer. Dis 'n storie wat jou gaan transformeer. Romeine 1 vers 16 kom Paulus, hy sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Dis 'n kragtige storie. 'n Storie, as hy krag het, beteken dit daar's resultate. Hy gaan 'n impak hê. Die mense verstaan nie altyd die dinamika van die evangelie van Jesus Christus nie, as ons tog net kan verstaan wat sy impak het maak, want weet jy dat hierdie evangelie mense se ewigheid kan verander? Dis juist Paulus wat in die begin van aan die brief aan Romeine skryf en sê, ek kan nie stil bly om dit ook vir julle hierdie evangelie te bring nie, want dis die krag van God tot redding vir julle lewe. Dis wat jou lewe gaan hoop gee, dis wat vir jou ewige lewe gee, is die evangelie, die goeie nuus, die prys is betaal, jou kaartjie hemel toe is klaar betaal. Dis kragtig. Dis lewensveranderend. En hier is die ding. Weet jy dat daar's moontlik iemand daar by jou werk, iemand daar in jou familie, wat se ewigheid afhanklik is van die feit dat jy die evangelie vir hulle gaan gee. Nee, maar dis die kerk se werk. Nee. Die kerk se werk is om jou te leer oor die evangelie, jou toe te rus, jou vanoggend te leer en te bedien en jou verantwoordelikheid te herinner dat mense het nodig om die goeie nuus weer te hoor, want mense het die redding van Jesus Christus nodig. En ek en jy die geskenk ontvang, maar ons kan nie selfsugtig wees en die geskenk vir onsself hou nie. Ons moet hom gaan oorgee en gaan vertel, daar's goeie nuus. En die laaste punt is lewensveranderend. Hierdie storie, hierdie evangelie, hierdie goeie nuus van Jesus is lewensveranderend. En ek weet nie of mense altyd wil en erken hulle moet verander nie.
En dis hoekom hulle dalk nie dit wil aanvaar nie, want ek is okay met myself, los my, ek is so gebore en so laat staan en los my so. Nee, wanneer Jesus deel van jou lewe raak, kan jy nie meer dieselfde bly nie. Wanneer jy die goeie nuus van Jesus Christus hoor, kan jy nie meer praat, kan jy nie meer lewe, kan jy nie meer doen soos jy gedoen het nie. Dit verander jou lewe. Die waarheid van die evangelie, die openbaring van die evangelie van Jesus Christus, dis lewensveranderend. Galasiërs 6:14, hy sê, wat my betref, mag ek nooit roem nie. Behalwe die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. Hierdie evangelie het my kom losmaak van die wêreld. Ek is nie meer deel van hierdie wêreld nie. Ek is nog in hierdie wêreld, maar ek is nie meer van hierdie wêreld nie. Daarom doen ek dit nie meer soos hierdie wêreld nie, want die storie van Jesus het my lewe kom verander. Het my optredes kom verander, my manier hoe ek na mense kyk kom verander, my manier hoe ek na die lewe kyk en die toekoms kyk, dit het my lewe verander. Dis 'n lewensveranderende, kragtige storie, die evangelie van Jesus Christus. En daarom skryf Paulus, hy predik niks anders nie, hy wil niks anders ken nie. 1 Korintiërs 2:1, hy sê, toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelikheid van woorde of van wysheid nie. Sien julle, eenvoudig, verstaanbaar. Ek het julle nie kom probeer beïndruk, die Griekse woord en Latynse die en laai, ekskuus. Ek lees wat daar staan en ons sê wat daar staan en ons dra dit oor. Ons is nie geroep, predikers is nie geroep om indruk te skep nie. Ons is nie geroep om hier, na die tyd te hoor, dankie, mooi preek. Ek wil eintlik oor ouch. Eintlik moet ons kerke leeg preek. Want ons is nie geroep om ore te streel of indruk te skep nie. Paulus sê, hy sê, ek by julle gekom met broeders, het ek nie aan julle getuienis van God kom verkondig met voortreffelikheid van woorde of van wysheid nie, want ek het my voorgenem om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing, en my rede en my prediking was nie met oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag. Dis die evangelie van Jesus Christus, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Ek wil volgens jou sê, pas op, wees versigtig. In vandag se era wat ons leef, is daar soveel leringe waaraan ons blootgestel word. YouTube en al die goeters, wees baie versigtig. As die evangelie begin ingewikkeld raak, sit jy eraf. Want dis basies, dis eenvoudig, dis verstaanbaar, dis kragtig genoeg. Ek hoef nie dit ingewikkeld te maak, ek hoef nie tierlantynkies te kom bysit om te probeer indrukwekkend te maak nie. Die storie van Jesus in dit self is indrukwekkend genoeg, dis kragtig genoeg, dis genoeg om lewens te red, kerk. Kom ons bly by die evangelie van Jesus Christus, want hy het vir ons daardie prys betaal. En ek wil vanoggend vir hierdie goeie nuus kom gee, jy is skuldvry. Dis die goeie nuus. Kolossense 2:14, hy sê in die skuldbrief teen ons, wat met sy insetting ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim en deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en die magte uitgekleed en hulle in die openbaring tentoongestel het en daardeur oor hulle getriomfeer het. Satan, as jy lewe in die openbaring van die evangelie van Jesus Christus, kan Satan nie meer 'n effek op jou lewe hê nie. Want die evangelie van Jesus Christus sê, hoor wat sê hy, hulle is uitgekleed, hy het oor hulle getriomfeer. Want hy die skuld, want Satan se eerste of enigste vashou in jou lewe, is die skuld wat hy het teen jou. Want as jy skuld het, is jy 'n slaaf. Because the borrower is slave to the lender. As daar skuld teen jou lewe is daar gesag oor jou lewe. Jesus het daar die mag, die gesag van Satan kom verbreek, om jou skuldvry te verklaar. Weet jy is skuldvry? Weet jy, die duiwel het nie plek in jou lewe nie, hy het nie aanspraak op jou lewe nie, hy het nie aanklag op jou lewe nie. Jesus het gekom dat ek en jy skoon gewete kan hê. Dis die goeie nuus van die evangelie van Jesus Christus. Ek en jy is vry verklaar, vergewe deur die bloed van die lam wat vir ons gevloei het. Dis wonderlike nuus. Dis die beste nuus. En ek wil vanoggend, ons gaan saam die nagmaal gebruik, maar ek moet eindig om vir jou te waarsku dat die goeie nuus van Jesus Christus is die beste nuus ooit. Is die kragtigste storie ooit. Dis eenvoudig, dis verstaanbaar, dis vir almal, dis vir my, dis vir jou. Ek en jy kan daaraan lewe. Maar is nie vir ons om te misbruik nie.
Want baie mense sal die evangelie vat en dit gebruik as aanleiding van 'n sondige lewe. Kan ek volgens vir jou sê wat het die evangelie aan my gedoen? Hy kom in Romeine 6, vers 1, hy sê, wat sal ons dan sê? Want hy verduidelik in Romeine 4, Romeine 5, die eerste stuk van Romeine, hoe groot God se genade is. Want dis deel van die evangelie, dis 'n storie van genade. En dan kom hy Romeine 6, vers 1, hy sê, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons, wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ek vertrou die Here, ek wens ons kan elke Sondag mense doop. Dis hoekom ons doopbad altyd gereed is. Ons kan dit nie noodwendig altyd tydens die diens doen nie, want die program laat dit altyd nie toe nie, maar hy's altyd gereed en die familie en vriende, ons wil, man, jy kan enige tyd die opdag ons bel en gaan ons sê, weet jy, kom, ons doop jou. Want dis 'n opdrag, dis deel van die evangelie. Want ons is, hy sê, weet jy nie dat ons almal wat met Christus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Die besef van die grootheid van God se genade deur die marteling van Jesus aan die kruis is 'n motivering vir 'n lewe van heiligmaking. Ons gaan die nagmaal saam gebruik, maar voor ons dit gebruik, Paulus skryf in 1 Korintiërs 11, hy sê, moenie deel hê van hierdie maaltyd, as jy nie die liggaam onderskei het nie. Weet jy, in die besef van wat Jesus vir my gedoen het, as die versoeking kom, wat is my oorwinning? Nie, ag, een van die tieners kom nou die dag na my toe, hy sê, pastoor, werk het regtig so, hy was by die skool by iemand en die ouetjie sê, ag Here, vergewe my vir wat ek nou gaan sê, en dan gee hy vloekwoord. Hy sê, oom, is dit hoe genade werk? Ek sê, nee my seun. Weet jy, werk genade, jy sien Jesus aan die kruis. En dan voor jy daai woord wil sê, dan besef jy my die prys betaal vir daai woord. Wanneer jy voor daai plek van versoeking kom, die openbaring van die genade van Jesus Christus, is juis my behoud van die versoeking wat te groot raak. Want geen versoeking is ooit groter as Jesus aan die kruis nie. En ek besef, hierdie daad wat ek nou gaan doen, was juis dit wat hom in die kruis gesit het. Hoe kan ek dit weer wil doen? That's the freedom of the gospel of Jesus Christ. Die vryheid in die evangelie van Jesus Christus is juis die openbaring van genade dryf my om minder te sondig. Dit motiveer my tot 'n lewe van heiligmaking, to be in right standing with God, because of what Jesus has done for me on the cross. Ek en jy kan nie vergeet oor hierdie evangelie nie. En my gebed vir jou is vanoggend, mag die genade van God juis hierdie evangelie jou krag wees, wat jou red in 'n oomblik van swakheid. Paulus sê dit, hy sê, Here, ek moes eerder my swakheid erken, want in my swakheid word die krag volbring. Ek erken ek het Jesus nodig. Ek erken ek het sy genade nodig. Ek gaan nie sy genade misbruik nie. Ek gaan nie sy kruisdood misbruik nie. Ek gaan hom nie weer aan die kruis hang nie. Genoeg is genoeg. Hy het genoeg gemartel. Daardie verslawing, het jy mee sukkel? Ek wil gewoon vir jou herinner, daar is die evangelie wat sê, Jesus het daar gehang vir jou vryheid. Nie om jou te oordeel nie, maar dat jy kan loskom. Want dis wat die Vader vir jou bestem, 'n lewe van vryheid, wat jy nie afhanklik van enigiets behalwe hom is nie. Maar die openbaring van die kruis van Jesus. Kerk, ons mag nie vergeet wat Jesus vir ons gedoen het. En ek wil volgende jou herinner, hy het dit vir jou gedoen. Hy het dit vir my gedoen. En ek weet nie van jou nie, maar ek het dit baie nodig gehad.
Ek het dit daagliks nog nodig. Sy volkome werk in die kruis vir my lewe, vir my hoop, vir my toekoms. So voor ons vanoggend saam die nagmaal gaan gebruik, gaan ek weer vir jou net 'n videoklip opsit van 'n illustrering. Hulle het probeer om vir ons te wys wat Jesus deurgegaan het. En ek weet dit is ontstellend, maar dit is die realiteit van die evangelie van Jesus. En terwyl ons dit kyk, en dan gaan net 'n lied speel in die agtergrond, gaan ek vir julle sê, as ons gereed is dan, ons gaan net vir 'n oomblik saam kyk weer, om ons net te herinner. Onderskei die liggaam, met ander woorde, onthou wat Jesus vir jou, want ons doen dit, want ons dink aan Jesus. Ons dink aan sy dood, wat vir ons meer as oorwinnaars gemaak het. En daarom is dit ons motivering om 'n lewe te lewe wat hom eer. Kom ons kyk saam hierna. Here I am, humbled by your majesty, covered by your grace so free. Here I am, knowing I'm a sinful man, covered by the blood of the Lamb. And now I found the greatest love of all is mine, since you laid down your life, the greatest sacrifice. Majesty, majesty, your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hands. Here I am, humbled by the love that you give, forgiven so that I can forgive. Here I stand, knowing that I'm your desire, sanctified by glory and fire. And now I have found the greatest love of all is mine, since you laid down your life, the greatest sacrifice. Majesty, majesty, your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hands. Majesty, oh majesty, forever I am changed by your love, in the presence of your majesty.
your majesty. Jesaja 53 vers 5. Skryf die profeet, hy sê maar hy is ter wille van ons oortreding deurboor. Ter wille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. En die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dit is goeie nuus. Dit is nie 'n mooi storie nie, maar is die beste storie ooit. Dit is 'n storie wat my lewe verander het. My manier van hoe ek na myself kyk en na die wêreld kyk en die mense om my kyk verander het. Dit is 'n storie wat my versoen het met my hemelse Vader. Dit is 'n storie wat my motiveer tot 'n lewe van heiligmaking. Nie een te behaag wat sy lewe vir my gegee het. Nou skryf Paulus, ek van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Ons het gesien hoe sy liggaam gebreek is. Dit is die simbool van daardie gebroke liggaam, sodat ek en jy heel mense kan wees. In dit ontvang ons en verklaar ons heelheid. Kom ons sluit ons so. Vader, dankie vir hierdie brood as 'n simbool van die liggaam van u seun Jesus Christus. En vanoggend, Here, doen ons dit. En ons het deel aan hierdie maaltyd om ons te herinner aan wat Jesus vir ons deurgegaan het. Om ons te herinner aan die goeie nuus van die evangelie van Jesus Christus, wat vir ons die vrede aangebring het. Here, help ons vanoggend om vrede te vind met u, om te weet daar's versoening, daar's vergifnis, daar's genade. Vrede te vind met onsself, Here, en vrede te vind met die wêreld rondom ons. Kom seën dit in ons liggame, Vader, dit vra ek in Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons gebruik dit saam. Dit is ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament, in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. En dan sê Matteus, die bloed het gevloei tot vergifnis van ons sondes. Volgend is daar genade, as vergifnis in die bloed van die perfekte lam. Besef vanoggend die krag van die evangelie. Besef vanoggend jou vryheid. Besef vanoggend dit kanselleer Satan se aanklag. Hy het geen gesag en geen reg nie. En daardie besef motiveer my tot 'n lewe sonder aanklag. Kom ons gebruik dit saam. Voordat julle kelkies net na die kant toe sal stuur. Ek wil vanoggend stuur met een vraag en een opdrag. Die vraag is die geskenk se papier af en die stryk losgemaak? Leef jy die goeie nuus? En dan die tweede opdrag is, hou jy die geskenk vir jouself? Want die dinamika van hierdie geskenk is, hoe meer jy hom gee, hoe meer dinamies raak hy vir jou in jou lewe. Kerk, ons kan dit nie vir onsself hou nie. Jesus het nie vir ons 'n voorstel gegee nie, hy het ons 'n opdrag gegee. Jy is die kerk wanneer jy by die deure uitstap. Jy is die draer van die goeie nuus. Jy het niks meer om te gee
En niks anders te gaan in elk geval 'n lewe verander as die goeie nuus van Jesus Christus. Dis eenvoudig. Dis kragtig. Dis lewensveranderend. Kom ons gaan verander lewens. Kom ons gaan verander die wêreld. Kom ons gaan verander daardie gemeenskap wat God jou in geposisioneer het, daar by jou werk, daar in jou familie. Nie met oordeel nie, maar met die goeie nuus. God het sy seun in hierdie wêreld gestuur, omdat hy ons almal liefhet. Sodat ons nie verlore mag gaan nie, maar vir ons wat glo, is daar die hoop op die ewige lewe. Dis wie ons is, kerk. Dis die fondasie van ons geloof. Dis die geskenk, die gawe van God, wat ons gaan uitdeel in die wêreld, sodat ons iemand se ewigheid moontlik kan verander. En dit kan slegs plaasvind deur die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus. Amen. Kom ek sien jou Vader, dankie vir die woord. Dankie vir hierdie storie, hierdie goeie nuus. Here, wat nie 'n feesverhaal is nie, wat nie 'n fiksie is nie, maar wat 'n realiteit is. Jesus, U wat gekom het as mens, U lewe kom gee het, geoffer was aan 'n kruis, vir 3 dae in die doodryk was, U oorwinning behaal het en weer opgestaan het, U graf is leeg, en U het weer opgevaar, en U sit in die ereplek aan die regterhand van die Vader. Here, ons aanvaar hierdie goeie nuus. Here, ons wil dit nie net aanvaar as kennis wat ons opgedoen het en wat ons van weet nie, maar Here, ons wil dit leef in die krag van die opstanding van Jesus Christus. En Vader, so bid ek dat vir elkeen van ons die vrymoedigheid sal gee om hierdie goeie nuus te gaan versprei. Hierdie goeie nuus weer te gaan oordra, Here, met die gees van liefde en oorwinning. Dankie, Here, dat U ons as kerk geplant het hier om te funksioneer in hierdie goeie nuus en dit te gaan uitdra, sodat U koninkryk uitgebrei kan word. Here, ons wil sien dat U koninkryk kom en U wil geskied. Here, so seën ek elkeen dat U aangesig oor hulle skyn. Mag goedheid en guns hulle volg oor ons waar hulle gaan. Mag U die hand van bewaring oor elkeen hou, Vader. Dis my gebed in Jesus Christus se naam. Amen.